Dankie Manny. Halleluja. Kom ons tyd ons oor vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg om so saam te wees vanmôre. Dankie vir die groot liefde vir elke een van ons. Ons maak ons harte oop. Ons wil hoor wat U vir ons te sê het. Ons wil dit ontvang sodat ons doeners van die woord kan wees. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Kom ons vertrou saam die Here dat hy met elkeen van ons sal praat vandag. My titel vanmôre is Ontwikkel die krag van vrede. Ontwikkel die krag van vrede. En ek wil lees met oopmaak eerstens by Galasiërs hoofstuk 5. Galasiërs 5. Vanaf vers 16. Galasiërs 5 vers 17 sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So baie mense doen dit andersom. Hulle probeer om op te hou om in die vlees te wandel in hulle eie krag. En dis hoekom hulle dit nooit reg kry nie, né? Ek onthou toe ek en hom Bert daardie jare elke sonnagoggend voor kerk tronk toe gegaan het en met die ouetjies gepraat het in die tronk. Het ek het baie duidelik gesien hoe die duiwel lieg vir hulle. Ek kon die leuen sien in hulle oë. Want hulle het vir jou gesê, man, hierdie dag het my, en as ek dit net kan los, ek kan nie na die Here toe kom, terwyl ek die dag rook nie. Ek moet eers in my eie krag self hierdie dag oorwin, en dan kan ek na die Here toe kom. Dan sal die Here my aanvaarbaar vind. En die boodskap wat ek vir die ouetjies gegee het in die tronk was, jy kan nie in jou eie krag die dag oorwin nie. Jy moet dagga en al na die Here toe kom. Dis jou enigste kans. Hy help jou om vry te kom. Hy het jou lief dagga en al. Is jy met my? En die wat dit glo en dit doen, kom vry. Nou so sê dit, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Wandel deur die Gees, eers. Roer jou gees, bou jou gees, vul jou gees, laat jou gees bietjie opstaan in jou. Dan sal die vlees sy krag verloor. Hou op om te beklei teen die vlees. Begin om die vlees te ignoreer en 'n bietjie geeskos te kry. Daar was 'n ou gewees wat wedergebore is. Hy was 'n besondere mens gewees in 'n sekere sin. Hy was 'n eienaar van 'n groot skrapjaar, maar hy's 'n alkoholist gewees. Elke aand het hy sy bottel whisky oopgemaak, het hy die proppie so fyn gedruk in sy hand en die asblik gegooi, want hy gaan die proppie nie weer nodig kry. En dan hy bottel whisky gepolish. En dag toe hy wedergebore is, het hy besef, maar hy is iets anders. Het hy sy Bybel daar gesit en sy whisky langs aan, en hy het begin om die Bybel, het vir hom 'n lewende boek begin word. En het maar die Bybel so gelees tot hy uitpas van die whisky, jy sien. Maar het was nie lank nie, toe sy vry van die whisky. Toe maak die Bybel, die woord, die lewende woord. Nie die godsdienstige woord, nie die lewende woord, om vry van daai whisky. Dat die whisky nie langer oor hom heers nie. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees of die sintuie volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, so julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. Eerste 4 is sommer reguit op seksuele sonde. Dan afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid. Later praat hy van afguns. Wat is dit? Dis wanneer jou buurman 'n nuwe werk kry en dit gee vir jou pyn. Dis 'n probleem. Jy moet bly wees saam met jou buurman as hy 'n goeie werk kry. Toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns. Daai nuwe kar van die ou pla jou. Moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. So nou hierso is nou 'n probleem, want
Ons weet in ons gemeente, dat die koninkryk is waar jou redding lê, die koninkryk is waar jou voorsiening lê, die koninkryk is waar jy toegang het tot beskerming in hierdie aarde. En as jy nie in die koninkryk ingaan nie, het jy 'n probleem. Wedergebore of te not, die duiwel gaan vir jou garra. Die dag as die duiwel verveeld is, gaan hy met jou begin speel. Amen. Jy het geen beskerming oor jou lewe nie. So dis die koninkryk wat die sambreel raak, wat my beskerm. Nou vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Nou, as jy na die oorspronklike gaan kyk, en jy kyk na al die Engelse vertalings, een na die ander, ek het vanoggend weer 'n klomp van hulle deurgegaan, dan staan daar die volgende woorde, teen sulke dinge is daar geen wet nie. Daar staan nie, teen sulke dinge is die wet nie, daar staan, teen sulke dinge is daar geen wet nie. So ons praat van die geestelike realm waarin ons beweeg, word noukeurig gereguleer volgens wette. Daar is geeswette in werking. Jy kan geeswette in jou guns laat werk, of jy kan geestelike wette teen jou laat werk. Ons weet van Galasiërs, Romeine 8, waar hy praat van, as jy die wet van die gees, van die lewe, in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet, van die sonde en die dood. Nou, dis so swaartekrag. Swaartekrag is 'n wet. Jy kan op die dak gaan klim en afspring, jy kan flap met jou arm so al wat jy wil. Jy gaan nie vlieg nie. Jy gaan onder toe, want jy het 'n wet, swaartekrag, né? Jy moes eers 'n ander wet moes eers ontdek word. Die wet van lift. Toe die mense die eerste keer kon vlieg, hulle moes 'n ander wet ontdek wat die eerste wet geneutraliseer het. As ek met my wil beklei teen 'n wet, gaan ek altyd verloor. As ek so maak, teen môreoggend kan my antwoord nie meer nie, want daar's 'n wet. My wil word moeg, die wet raak nie moeg nie. Is constant. Hy trek in een rigting. So jy kan besluit of jy die wet van dood wil aktiveer in jou lewe, en alles begin teen jou werk. Sistematies, konstant, alles wat jy doen begin faal. Alles. Niks kom ooit uit soos jy wil nie. Dis 'n wet wat teen jou werk. Not a good place to be. Jy wil 'n wet hê wat in jou guns werk. Alles wat jy doen, werk. Alles wat jy doen, is suksesvol. En dit kan, as jy verstaan en werk die wette. Nou, teen sulke dinge is daar geen wet nie. So die Satan gaan altyd, Satan kan nie net jou aanval as hy wil nie. Hy moet die reg kry om iets te doen in jou lewe. En dis hoekom hy konstant werk op jou gedagtes. Hy werk konstant op jou gedagtes, 24 ure 'n dag, want hy moet jou mislei in jou gedagtes, om toegang te kry tot jou lewe. Hy werk met dinge soos bitterheid, vrees, bekommernis. Amen. 24/7. En as hy dit kan regkry om jou te twist, te draai in die binnekant, dat jy begin om 'n leuen te glo. Jy begin 'n leuen glo oor jouself. Jy begin 'n leuen glo oor jou man en jou vrou. Jy begin 'n leuen glo oor jou finansies. Jy begin 'n leuen glo oor jou gesondheid. Namelijk as jy die leuen begin glo, dan het hy 'n wet in werking teen jou. En hy gaan jou in daardie area aanval. Maar as ek in liefde wandel, liefde is daar geen wet teen my wat suksesvol kan wees teen liefde nie. Liefde is die teenoorgestelde van afguns, jaloersheid, twis, haat, al die goed wat ons nou gelees het, ongebondenheid. Jy pleeg nie oorspel ter winste van iemand, ter wille van iemand anders nie. Amen. Dis selfsugtigheid. So, dit is geestelike wette wat betrokke is, en dit begin aan die binnekant, dit begin met ons gedagtes, dit begin met wat ons toelaat. Ons moet besef, dat daar 'n aanslag is teen ons lewe. Maar ons moet ook besef, ons kan die aanslag oorkom, en ons kan heeltemal in oorwinning leef op die aarde. Maar dit gaan nie outomaties gebeur nie. Jy sal moet slim raak, jy sal moet lig kry in die binnekant,
om agter te kom wat aangaan. Ek het laasweek gesê, laat die lig in jou opgaan oor wat aangaan. Okay, daai. Laat die lig in jou opgaan oor wat aangaan. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Okay, nou kyk 'n bietjie bedrie nou 'n gedagte na Spreuke hoofstuk 4. Spreuke hoofstuk 4 praat Salomo en vers 20 sê hy die volgende: My seun, sê saam met my, dis ek, dis jy. Luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde. Laat hulle is wat? Die woorde. Is jy wakker? Die woorde. Nie wyk uit jou oë nie. Hier gee hy vir ons, hier gee die rykste man wat ooit geleef het, vir jou 'n paar tips. Baie mense koop boeke oor selfhelp, né? Maar hierso is die ultimate ou, wat die ultimate tip vir jou gee. Hy sê, hierdie woorde moet nie uit jou oë wyk nie. My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde, laat hulle nie uit jou oë wyk nie, bewaar hulle binne in jou hart. Dit laat ons dadelik dink aan Romeine 10 vers 8. Né? Romeine 10 vers 8 sê, naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ek, Paulus, preek. Hy preek die woord, dat as jy wil vrykom, as jy die krag van God wil sien, wat jou vry maak en jou vry hou, dan hoef jy nie ver te gaan soek daarvoor oor kan die see nie. En nie vir te wens, Jesus is weer hier uit die dode uit nie. Dis vreeslik naby jou. Die geheim. Dis in jou mond en in jou hart. Wat jy in jou mond sit en wat jy in jou hart sit, gaan bepaal watter kant toe jou lewe gaan. Amen. My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde, laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart, want hulle, my woorde, is die lewe vir die wat hulle vind. Jy sien, dis nie dooie woorde nie. Jy moet dit vind. Ons praat van openbaring, né? Ek kan die Onse Vader, soos Manny nou vanoggend gepraat het, uit my kop uitken. Ek was op skool, dit ek uit my kop uitgeken, want ons moes. Maar regtig, dit het niks vir my gedoen nie. Om uit jou kop uit te ken, wat doen dit? Dis net nog 'n rympie, né? Maar wanneer jou gees lewend word, en jou gees sit lig in die binnekant, en skielik sien jy wat daar gesê word. Jy kan dit nie, die een wat geestelik dood is, kan dit nie ervaar nie, hy kan dit nie sien nie, dis vir hom net woorde. Maar die oomblik as jou gees lewend word, dan het jou gees die vermoë om dit te gryp, en nou kan jy die openbaring kry daarvan. Dis soos daai 2 Korintiërs 5:21, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak, dat ek kan word die geregtigheid van God in hom. Nou toe Manny vir my die vers geleer het hy vir my gesê, ek moet hom leer, en ek moet hom oordink. En ek het maar geluister, alhoewel die vers nie veel vir my beteken het nie. Ek wonder hoekom hy nie ander vers vir my gegee het nie. Om te versie, weet ons om ons versies geleer, né? Versies geleer. Wie vind jy dit al versies geleer? Maar ek het hom oordink daai versies, en ek het geluister van my, en ek het hom oordink. Nou oordink ek om sê, daar's iets daar, jy weet. En ek ry in my Datsun bakkie, daar in Pretoria. Ek is 'n eerste jaar mediese student, en ek ry in, ek kan nie onthou of dit Pretoria is of Schoeman was nie, maar ek draai in Duncan in, ek kan onthou ek het in Duncan ingedraai, toe val daai ding hierso, toe weet ek is die geregtigheid van God in hom. God het hom, wat geen sonde geken het nie, never mind sonde gedoen het nie, geen sonde geken het nie. Sonde
Daar staan net om so sonde gemaak nie. Hy het hom sonde gemaak. Jy dit nie afwater nie. Sonde gemaak, vir my, dat ek kan word die geregtigheid van God in hom. En ek het net die openbaring gekry, as jy my nou beskuldig, oor enige iets, beskuldig jy God self. Want ek is nou geregtig met sy geregtigheid. Jy sien, dit is openbaring. Dit moet in jou gees kom. So dit is hoekom hy sê, hulle is die lewe vir die wat hulle vind. Ek het daai woord gevind, omdat ek hom gemediteer het. Dis wat van Salomo hier praat. Hy sê, as jy dit vind, is dit lewe vir jou. Dit verander jou hele lewe, as jy dit vind. Jy moet dit mediteer tot jy dit vind. En 'n genesing vir hulle hele liggaam. Die Hebreëus hierso sê, letterlik medisyne vir die hele liggaam. Amen. Ek het al pasiënte gehad, ek onthou in Kanada, dis seker al per 30 jaar terug, het ek vir ou een keer voorgeskryf, my voorskrifblok, vat die volgende versie per mond, 3 keer 'n dag. En hy het dit gedoen. Dis wat ek het geen pille gehad vir daai ou kon help nie. Hy moes daai versie vat, en hy het dit gedoen, en hy het vrygekom. Amen. Bewaak jou hart, luister nou mooi, meer as alles wat bewaar moet word, want vanuit jou hart is die oorspronge van die lewe. Nou, hoe bewaak ek my hart? Ek kan nie my hart bewaak, as ek nie my gedagtes bewaak nie. Jou hele lewe. Hy sê, Salomo het goud gehad, soos niemand nog ooit goud gehad het nie. Hy het silwer was nie iets besonders in sy dae nie. Hy het edele gesteentes gehad, hy was die rykste man wat ooit geleef het. Maar hy sê, dat is iets wat meer bewaar moet word, as al daai rykdom. En dis jou hart. Want uit jou hart uit vloei jou lewe. Dis jou gees, die binnekant, wat die dinge produce. Insluitende 'n gelukkige huwelik, insluitende 'n gesonde liggaam, insluitende oorvloed in jou finansies. Dit wat jy so graag wil hê, dit wat jy begeer, kan jou gees vir jou produce, as jy die Here toelaat om dit deur jou te doen. Amen. Maar die oomblik, die Satan sal kom en hy sal vir jou alternatiewe weë gee. En as hy vir jou kry om 'n alternatiewe weë te volg, gaan hy jou basies vernietig. Daar's 'n hoek in. Jy wil deurbraak in jou finansies sê, en die Satan sê, ja, ek weet hoe, steel net 'n bietjie hier. En jy gaan 'n probleem kry. Daar's geestelike wette wat jy teen jouself in werking sit. Moenie die kort pad vat nie. Vat die regte pad. Vat die regte pad. Doen dit volgens die woord. Doen dit met die woord. Val daai probleem aan. Die woord sê, verbly jouself, verlustig jouself in die Here en in sy woord. En hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Amen. Elke van ons het begeertes. En jy weet, die duiwel wil hê jy moet so half neerslagtig en semi-depressief lewe. Nie regtig, die duiwel begeer dit vir jou. So 'n neerslagtige, semi-depressiewe, in vrees gebonde lewe. Dis nie van die Here af nie. Dis glad nie. Dit is nie blydskap nie. Dis nie vreugde nie. Dis nie vrede nie, en dis nie liefde nie. Amen. Die Here wil hê, jy moet semi-opgewonde leef elke dag. Jy moet so half opgewonde opstaan in die môre. Hoekom is jy opgewonde? Want jy verwag die Here in hierdie situasie. Jy verwag die deurbraak. En dit maak jou opgewonde. Die woord moet jou opgewonde maak. Dan is jy al klaar by jou oorwinning. As die woord jou nog nie opgewonde maak nie, dan is jy nog ver van jou oorwinning af. Amen? Jy moet sorg dat die woord jou in die gang kry. My seun, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie. Bewaar my woorde binne in jou hart. Want hulle, my woorde, is die lewe vir die wat hulle vind. En is 'n genesing, medisyne vir hulle hele liggaam. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Daai oorspronge kan ook vertaal word met kragte. Die kragte, en die kragte is liefde. Liefde is 'n krag. Vreugde is 'n krag. Vrede is 'n krag. Amen. As ek my hart nie bewaak nie, wat word gesteel? My liefde word gesteel, my vreugde word gesteel,
My vrede word gesteel, my lankmoedigheid word gesteel, my geduld word gesteel. Amen? En nou kom nie een van daai geeskragte meer uit my gees nie, dan raak ek, nou het ek 'n papgees. En Peter het 'n papgees genoem, nee. Hy het gesê, moet nie papgees hê nie. Nou, Johannes 14, praat Jesus met ons, en hy sê die volgende, vers 27, Johannes 14, vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie, laat jou hart nie ontsteld word en bang wees nie. Jy sien, ons het vrede, ons moet ons hart, ek en jy die keuse, om ons gedagtes te bewaar, en die oorlog, die stryd is in ons gedagtes, sodat ons nie toelaat dat ons vrede gesteel word. Laat nie jou hart ontsteld word nie. Amen? Dit is 'n opdrag wat die Here vir ons gegee het. Hoekom? Want as jy vrede gesteel word, dan is die duiwel besig om te wen in jou lewe. En hy gaan ander goed begin reg kry in jou lewe, wat hy nie sou reg gekry het, as jou vrede intakt was nie. Hy kry die goed in jou finansies reg, wat hy reg kry, oorlaat jy jou vrede in die area van finansies laat steel. Ons like nie daai storie nie. Wil jy my nou beskuldig? Ja, dis dan die Here se skuld, né? Is dit die Here se skuld? Hier sê hy dit vir ons. Die duiwel kry dinge reg in ons lewe wat hy nie moet reg kry nie, omdat hy ons vrede steel. So as ek weier om my vrede te laat steel, blokke kom, ek stel 'n geestelike krag vry, waarteen hy geen antwoord het nie. Hy het nie 'n antwoord vir vrede nie. Dit neutraliseer hom. Dit neutraliseer sy krag, sy geestelike krag in my lewe. Nou, as ons net aanlees hierso Johannes 15, die volgende hoofstuk, net 'n paar versies daarvan, vers 7 af. As julle in my bly en my woorde bly in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Dit is 2 voorwaardes. Jy moet in hom bly en sy woorde moet in jou bly. Okay? Nou wat beteken dit vir jou om in hom te bly? Hierso sê hy vir ons, vers 8. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Nou daai versie is baie belangrik. Mense, godsdienstige mense glo nie vers 8 nie. Vers 8 is vir hulle 'n baie moeilike versie om te verwerk. Want hoe kan dit wees dat die Vader bly is dat jy vra wat jy wil hê en dit kry? Dit klink 'n bietjie los. Dit klink so 'n bietjie onverantwoordelik. Is dit nie? Hy sê, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê. En dit sal my Vader die grootste kiek gee. Dat jy vra net wat jy wil hê en dit kry. Dit gee die Vader groot genot. Dat jy vra wat jy wil hê en jy kry dit. As jy die Vader se dag wil maak, né? Dan moet jy nou iets vra en dit kry. I love it. Ja. Nou sê hy, vers 9. Hy sê, hierin is my Vader verheerlik. Die godsdienstige mense sê, die Vader word verheerlik deur die moedige manier waarop jy in jou armoede aangaan, of die moedige manier waarop jy daai siekte hanteer. Nee. Maar dis nie wat hy sê. Hy sê, hierin word my Vader verheerlik, dat jy sal vra net wat jy wil hê en dit kry. Amen? Dis wat die woord sê. Sien, die woord is baie keer 'n bietjie anders as die godsdiens, as jy met my. Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad, bly in die liefde van my. So hoe bly ek in hom? Hy het gesê, as ek in hom bly, en sy woorde bly in my, dan is ek op die regte spot. Dan kan ek vra wat ek wil hê. Nou hoe bly ek in hom? Hy sê ek moet in sy liefde bly. Maar nie, hy praat nie hier van my liefde vir hom nie. Hy sê, soos my Vader my lief gehad het,
moet julle in my liefde bly. Watter liefde? Die liefde wat ek vir julle het. So, voor ons begin dink aan om lief te hê, moet ons eers dink aan om lief gehê te word. Okay? Ek kan nie jou lief hê, as ek nie self liefde ontvang nie. As ek geen liefde het om te gee nie, het ek niks om te gee nie. Is julle met my? So ek moet eers die liefde wat God vir my het ontvang. Ek moet dit glo. En dit is presies wat in 1 Johannes 4 staan. Ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde. En die wat in die liefde bly, bly in God. 1 Johannes 4. Okay, so ek moet onteenseglik 'n geesopenbaring kry, dat ek sy geliefde is, dat hy my lief het. Ek is 'n geliefde. Jy is 'n geliefde. Die Vader het jou so lief, dat hy sy enigste seun gegee het. Al sou jy die enigste mens in die wêreld gewees het, om te sterf vir jou, want hy wou jou vrygekry het. Amen? Jy moet daai liefde ontvang, jy moet daai liefde glo, jy moet, soos om Henny nou met my gemaak het, wil ek nou met jou maak, gaan mediteer na daai versie, gaan mediteer gaan dink daaroor. Aan mekaar, dit is 'n goeie ding om jou gedagtes mee besig te hou, nie oor die toestand in die wêreld, en die rentekoerse en sulke goed nie, vergeet nie eens van daai goeders, mediteer op sy liefde vir jou, dat sy wil is 100% amazing seën in jou lewe. Sy wil vir jou lewe is die seën van Abraham. Ja, maar ek sien nie die seën van Abraham nie. Great. Nou het jy 'n geleentheid. As jy glo dat sy wil, hoekom sien jy dit nie? Vra hom. Hy gaan dalk vir jou 'n paar goed sê. Hy gaan vir jou sê, doen dit. Ek wag al lank al dat jy my vra. Dankie dat jy naby gekom het. Die woord sê, my wil vir jou is die seën van Abraham. Galasiërs 3. Né? Sê dat Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar staan geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, dat die seën van Abraham, dat die heidene kan kom in Christus Jesus. Halleluja. Hy het aan daai kruis gehang en het 'n vloek op homself geneem, sodat daar geen vloek op my moet wees nie. Okay? Wat beteken die seën van Abraham het gemaak dat alles wat Abraham gedoen het, gewerk het. Okay, dit is die Here se wil vir jou. So as jy dit nie sien nie, is daar 'n blokkasie ergens. En dit mag dalk wees in die area wat ek nou praat, van wat in jou binnekant aangaan, né? Jou gedagtes. Om jou gedagtes te bewaar met vrede. Vers 13 sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Jesus het sy lewe vir jou gegee, dat jy kan lewe. Wat is die beste ding wat jy nou kan doen? Lewe, man. Amen. Halleluja. Ek bedoel, as iemand sy lewe gee vir jou, dat jy kan lewe, wat beter jy doen? Jy beter lewe. Jy help nie soos die Walking Dead nie. Dan waarvoor het Jesus sy lewe gegee vir iemand wat soos die Walking Dead? Ek bedoel, jy moet lewe. Hy wil hê jy moet lewe. Hy wil hê jy moet voluit lewe. Hy wil hê jy moet in oorwinning lewe. Hy het sy lewe gegee. En as die vyand teen jou kom, en hy beskuldig jou van dinge, dan sê hy, wel, groter liefde het niemand is dit nie, dat 'n man sy lewe vir sy vriende sal aflê. Jesus het sy lewe vir my gegee. Ek lewe in oorwinning. Ek lewe in die seën van Abraham. Amen. Halleluja. Die beter lewe. Nou, ons is nou in Johannes, bly 'n paar bladsytjies terug net na Johannes 10 toe. Ons lees eens vers 9 en 10. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat 'n lewe en oorvloed kan hê. So die ingaan
waarvan hy praat is in die koninkryk, en hy praat van die koninkryk. Jesus is die deur tot die koninkryk van God. Nee. En hy sê, as iemand deur hom ingaan in die koninkryk, dan sal hy gered word. Onthou die woord redding is meer as wedergeboorte. Wedergeboorte is die dag as jy Jesus aanneem. Die oomblik as jy daai gratis geskenk vat, daai dag wat jy sê, Jesus, ek kan sien, U het in my plek gesterf, dat ek kan lewe, ek vat dit. As jy dit vat, is dit joune. Amen? Dit is so maklik om wedergebore te word. Jy vat dit net. Maar jy kan wedergebore wees. Nou, wedergeboorte is in iets in. Dis in 'n nuwe familie in. Jy kry 'n nuwe naam, die naam van Jesus. Jy kry 'n nuwe identiteit. Jy het 'n nuwe erfporsie, daar's nuwe goed in jou behoort, dis amazing. Maar redding is nie in iets in nie. Redding is uit iets uit. Die woord sê dit, né? Niemand gaan op die koerant skryf, seentjie word gered in kar in nie. Waarvan praat jy? Nee, daar sal staan, seentjie word gered van krokodil. Nou maak dit sin. So redding is van iets. Geboorte is in iets in. Niemand sê, seentjie gebore uit ma uit nie. Almal weet dit. Nee, seentjie word gebore in die Oppenheimer familie in. 'n nuwe Oppenheimer. Okay. So redding is van iets. So ek moet in die koninkryk ingaan, dan sal ek gered word van wat? Alles buite die koninkryk, die wêreldstelsel, sy gemors, sy vloek, die siektes, die kurs, die Satan en al sy werke kan ek van gered word as ek in die koninkryk ingaan. En hy sê, jy sal ingaan en uitgaan en wyding vind. Jou voorsiening is daar. Jy het voorsiening. Die Vader wil nie hê jy moet jouself afsloof vir voorsiening nie. Amen? Maar dit moet nie verkeerd kry nie. Hy wil hê jy moet werk, maar hy wil nie hê jy moet moeitevolle arbeid hê nie. Hy wil hê jy moet vreugdevol werk in die area waar hy jou wil hê. Amen? Met die seën van die Here daarop. Amen? Dis die dief wat kom om te steel, te slag en te verwoes. Dis nie die Here nie. Dis nie die Here wat dit toelaat nie. Dis jy wat dit toelaat. Hoekom laat jy sulke goed toe? Want jy is clueless. Dis al rede wat ek kan kry, hoekom ek iets sal toelaat, wat kom steel van my. En omdat as ek wakker word, en ek besef, ek hoef dit nie toe te laat nie. Ek kan myself geestelik in 'n posisie plaas. Wat sê Psalm 91? Psalm 91, kom ons lees 'n bietjie in die Amplified. He who dwells in the secret place of the Most High shall remain stable and fixed under the shadow of the Almighty, whose power no foe can withstand. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, on Him I lean and rely, and in Him I confidently trust. Vers 7. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only a spectator shall you be, yourself inaccessible in the secret place of the Most High. Dis moontlik. Die Bybel praat daarvan. Alle mense, alle Christene gaan dit nie ervaar nie. Amen. Want alle Christene hoor nie die woord nie, alle Christene is nie oop vir die woord nie, en alle Christene doen nie die woord nie. Amen. Maar jy kan 'n uitsondering wees. Jy kan die woord hoor, jy kan die woord vat, jy kan die woord doen, en jy sit jouself in die secret place of the Most High, where you are inaccessible. Nou, die ding is dat ons wil altyd die vyand val ons aan in ons denke. En ons probeer die duiwel kry om net stil te bly. As die duiwel net sal stil bly vir 'n oomblik. Maar sien, dit is nie, jy kan nie die duiwel dwing om stil te bly nie. Hy gaan jou aanhou traai. Nie as Jesus het kon hom stil kry nie, nee. Maar as jy die krag van vrede ontwikkel, dan kan jy hom ignoreer. En dis die punt waarop jy moet kom, waar jy in oorwinning wandel. Maak nie saak hoe hard die aanslag is teen jou nie, maak nie saak hoe konstant die aanslag teen jou is nie, jy kan dit ignoreer. Want jy is sterk in die Here.
en in die krag van sy sterkte. Vrede maak jou sterk aan die binnekant. Jy het vrede ten spyte van die omstandighede. Dit is hoekom Paulus in die middel van 'n storm op die boot in vrede kon wees. En wat het gebeur? Hy het okay uitgekom aan die ander kant. Amen? Hy het daar op die strand, en jy sal dink die arme Paulus, nou is hy daar op die strand, né? Yes, en is van die boot af, op die strand, en hulle maak 'n vuur, en hy sit en hy gooi 'n stukkie vuurmakhout daar in die vuur, en wragties hier kom 'n giftige slang en byt hom aan sy hand. En die inboorlinge kyk na hom en sê, hierdie ou, die Here haat hom. Die Here haat hierdie ou. Hy gaan, nou hou hom dop. Hulle vat nou bets, jy weet. Ek sê 10 minute dan sy dood. Nee, ek sê 8 minute. Want ek weet jy R100 10 minute. En toe hy na hele ruk in die dood gaan, nie, toe verander hulle tuentjie. Toe sê hulle, nee, yes, hy moet 'n God wees. Want daai slang is super giftig. Hy moet 'n God wees. En dit gee toe vir my geleentheid om te sê, maar ek is net 'n mens, maar in my is die groter een. Ek leef in die koninkryk. Ja. En toe wat gebeur verder met Paulus? Hy gaan toe na die hoofman op die eiland, Publius, wat siek was, en hy bid vir hom, en hy lê hom hande op, en hy word genees. En toe hy genees is, wat gebeur toe? Julle lees julle julle Bybels? Julle sê dan niks nie. Toe gee Publius hom geld. Hoeveel geld het Publius hom gegee? Kiste vol geld. Ja. Hy het genoeg geld gekry by Publius om al sy huur te betaal in Rome vir 2 jaar. Weet jy wat kos 'n woonstel in Rome daai jare? Meer as 'n woonstel in New York vandag. Dis so goed jy vat 'n woonstel in Manhattan. Jy weet kos 'n woonstel in Manhattan. Jy wil nie eens hoor nie. Jy sal skrik. En Paulus, en watter boot, wat Paulus het aangekom op die eiland in 'n slawegaljoen, né? Watter boot kom tel hom op? Van Alexandrië. Dit is die Rolls-Royce van bote. So die ouens in Rome, hulle wag net vir Paulus op die hawe, om aan te kom in sy slawegaljoen. Hier kom iemand aangeseil, daar kom 'n boot van Alexandrië. Almal sê, kom kyk, hier's 'n boot van Alexandrië. Dit is 'n Porsche, of 'n Maserati, wat ingery kom. En heel voor staan Paulus, met sy mooi klere aan, en sy kiste goud. Die Here het hom sy omstandighede verander, né? Hy het die koninkryk gemanifesteer. Ja, ek sien baie godsdienstig, maar as dit gebeur het, as jy die Bybel gaan lees. Amen. So Matteus 6, as ons terug gaan na Matteus 6 toe, vers 22, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. So jou oog is die deel waarmee jy fokus. Dit bepaal waarna jy kyk. Jy bepaal waarna jy kyk, né? Jy kan kyk na lig of jy kan kyk na duisternis. So as ek by die ingang van 'n grot staan en ek kyk uit, dan sien ek 'n mooi vallei. So ek omdraai en ek kyk in die grot en dan sien ek net donker. Wat bepaal hoeveel lig ek kry? Watter kant toe ek kyk? So as hoe weet ek het 'n gebrek aan lig? As ek neem die slegste besluite wat jy in jou lewe nog van gehoor het. As daar 'n verlies te maak is, sal jy hom maak. Amen. Jy verkoop wanneer jy moet koop, jy koop wanneer jy moet verkoop, jy het 'n gebrek aan lig. Erken dit nou maar. Amen. So hoe gaan jy dit verander? Stel jy belang om dit te verander? Wel, ek stel belang om dit te verander. Wat moet jy doen? Jy moet weer op 'n ander plek kyk. Jy sien, dit gaan oor waar jy kyk, waar jy fokus, waaroor jy dink, né? Nou sê hy, niemand kan 2 here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, om daai einste juiste rede, né? Dat jy nie God en Mammon kan dien nie, sê ek nou vir jou. Moenie jou kwel oor jou lewe. Die Engels sê, therefore I say unto you, take no thought for your life. Vat geen gedagte vir jou lewe. Jy kan nie God en Mammon dien nie. En om daardie einste juiste rede, dat jy nie God en Mammon kan dien nie, sê ek nou vir jou, vat geen gedagte vir jou lewe.
wat jy sal eet, of wat jy sal drink, of wat jy sal aantrek nie. Want as jy dit vat, dien jy Mammon. As jy daai gedagte vat, jy dien Mammon deur die gedagte te vat. Dit hang nie af hoeveel geld jy het nie, of jy Mammon dien nie. Dit hang af hoeveel bekommernis jy het oor geld. Amen? Nou sê hy vir ons, vers 26, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle oes nie, hulle bring nie by mekaar in skure nie, tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? So hy het nou nog gesê, waarna ek kyk, bepaal my vlak van lig, né? Nou sê hy waarna ek moet kyk. Hy sê ek moet kyk en ek moet fokus op hoeveel ek werd is. Is baie ongodsdienstig. Hy sê ek moet fokus, ek moet my oog sit op my amazing waarde vir die Vader. Is julle nie baie meer werd nie? Het iemand al ooit vir jou uit die Bybel gewys, jy is veronderstel om te mediteer op hoe baie jy werd is? Amen? Nie om te mediteer op die probleem nie. Of op die aanslag nie. Nou vers 31 gaan hy nog verder. Vers 31 sê, daarom moet julle nie kwel en sê, die King James sê so mooi, hy sê, therefore, take no thought saying. Hoe vat ek 'n gedagte? Ek sê hom. Die gedagte kom na my toe, ag ek voel so lelik. Hoe vat jy die gedagte? Jy sê dit. Ag ek is so lelik. Amen. Ek is so dom. Ek is so arm. Wat gaan van ons word? Wat gaan ons eet? Wat gaan nou gebeur? Dis die duiwel daai hoor. Die duiwel laf daai ene. Wat gaan nou gebeur? Wat gaan nou gebeur? Maar ek sê wat gaan nou gebeur. My Vader gaan nou sorg vir my. Amen. Hy gee my die oorwinning. Hy gee my die deurbraak. Hy gee my die krag en hy gee my die wysheid. Amen. Dis wat nou gaan gebeur. Jy moet hom antwoord. Antwoord spesifiek. Jesus het dit geleef vir ons. Hy het dit gewys vir ons. Matteus 4 vers 4. Toe die duiwel vir hom sê, in sy gedagtes, hoekom maak jy nie van hierdie klippe brode nie? Wat het hy gedoen? Hy het hom direk geantwoord. Hy het nie net die duiwel bestraf nie, hy het die woorde geantwoord. Hy het gesê, daar staan geskrywe. Elke mens sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord uit die mond van God. So 2 Korintiërs 10 sê hy vir ons daar, dat ons moet elke gedagte gevange neem. Kom ons kyk gou daarna. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Want terwyl ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek. Wie se planne? Die duiwel se planne. Jy geweet die duiwel het 'n plan vir jou lewe. Dis scary, né? Dis reg. Die duiwel het actually 'n beplanningssentrum waar hy planne beraam vir jou lewe. Maar jy kan die planne verbreek. Hoe gaan jy die duiwel se planne verbreek? En elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, so hy kan nie die plan uitvoer in jou lewe as jy die kennis van God het nie. Jy sien, so hy moet 'n skans ingooi teen die kennis van God in jou lewe om iets te kan regkry. So hy gaan 'n skans ingooi teen jou kennis van jou eie identiteit. En elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus, die gesalfde een. So dit is nou die huiswerk wat ek vir julle gaan gee vandag. Laat julle elke gedagte gevange gaan neem. Jy het as 'n wedergebore kind van die Here, is daar meer krag beskikbaar vir jou as wat jy besef. Die Bybel sê in Efesiërs 2 dat dieselfde krag wat Christus opgewek het uit die dode, vloei na die toe wat glo. Wow. Wie van julle dink dis genoeg krag? Dis genoeg krag. Die krag wat hom kom opwek uit die dode, vloei na die toe wat glo. Die krag is genoeg, ek moet net leer om dit te activate. Ek moet net leer om dit te vat, dis al. So ek gaan dit vat, ek gaan daai krag aktiveer deur my gedagtes onderworpe te maak aan die woord.
Ek weier om gedagtes te aanvaar wat teen die woord is. Amen. Teen die seën van die Here, teen die goedheid van die Here. Die Here se wil vir my lewe is goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Psalm 23, kom ons lees Psalm 23. Hierso is die wil van die Here. Wie van julle weet die woord van die Here is die wil van die Here? As jy dit nie erken nie, dan sê die Here is 'n leienaar. Amen. En as een ding wat die Here nie kan doen nie. Die Here kan alles doen. Nee, die Bybel sê dat is een ding wat hy nie kan doen nie. Dit staan in die Bybel. Hy is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Amen. Die Here kan nie lieg nie. As hy sy woord gee, dan staan sy woord vas. Psalm 119 sê, hy het homself onderworpe gemaak aan sy eie woord. Jy kan sy woord na hom te bring, sê Here, staan geskrywe. En hy doen dit. Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Kan julle hoor daar? Dis nie, die Here sal net die nodigste vir jou gee met laat survive nie. Daar staan nie, die Here is my herder, ek sal altyd die nodigste hê om te survive nie. Nee mense, regtig. Dawid en jy sou nie langs dieselfde kampvuur kon sit nie. Want Dawid was nie daai tipe mens. Hy was nie 'n net genoeg tipe mens nie. Dawid het niks in sy lewe gedoen wat net genoeg was. Hy was altyd over the top. Dawid. En hy was 'n man na God se hart. Amen. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Nothing. Net jy kan daai een versie gaan mediteer, jy kan, as jy daai versie mediteer, kan jy nogal fireworks sien hoor. Dis nou 'n uitdaging, né? Gaan mediteer Psalm 23 vers 1. Dit bring die getuienis vir ons. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Niks. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Jy sien, dis sy karakter. Hy is nie die een wat vir jou deur doringbosse lei om jou iets te leer nie. Dis nie waar nie. Dis die vyand wat die dorings bring. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Sy naam is oor my uitgeroep. Sy naam is my naam. Ons is familie. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee. Dis nie die Here wat dit doen nie, né? Dit is omdat ons in hierdie wêreld leef. Ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom? Want jy het vrede wat alle verstand te bowe gaan. Jy sien, is 'n geestelike krag. Die feit dat jy die onheil nie vrees nie, maak dat die onheil geen houvas op jou het nie. As jy nie vrees nie, as die dal van doodskaduwee nie in jou kan kom nie, kan die dal van doodskaduwee niks aan jou doen nie. Die dal van doodskaduwee moet eers in jou kom om iets aan jou te kan doen. Maar Dawid sê, hy sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, en Dawid het in die middel van soldate gestaan in daai ou oorlog, in daai dae, was rof op jou. Dat swaarde koppe het gewaai, is julle met my. En hy sê, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Die stok en die staf, die vertroos my. Hy sê, hy het in die binnekant die oorlog gewen. Hy het in sy gedagtes die oorlog gewen, en het in sy geesmens die oorlog gewen. As jy daar die oorlog wen, dan wen jy die oorlog aan die buitekant. Dan wen jy die oorlog aan die buitekant. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. So dit beteken, daai tafel is nie 'n hemelse tafel nie. Wie dink as teestanders in die hemel? Sorry, die teestanders is ge-eliminate. As dit by die hemel uitkom, hulle is hel toe. En die duiwel ook. So hierdie is 'n aardse tafel. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe. Daai woord wat in die Hebreëus daar gebruik word, is hasid. Hasid is 'n verbondsterm. Dit beteken, as jy dit in Engels vertaal, covenant love. Daar's 'n verbondsliefde, 'n verterende liefde, 'n verbondsliefde. En daar wat staan, sal my volg. Die oorspronklike sê, shall be in hot pursuit of me.
So as jy dit wil direk vertaal, sy sê, u verterende verbondsliefde is kort op my hakke, al die dae van my lewe. U verterende verbondsliefde is kort op my hakke. Die Here wil jou, hy wil jou nog bless en nog meer sy liefde aan jou bewys. Hy het 'n begeerte in hom, die Here, om sy liefde vir jou te wys. En in Efesiërs 2, dan sê hy daar, en ons sal afsluit met daai versie. Efesiërs 2. Maar God, vers 4, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die sondes, lewendig gemaak saam met Christus. Uit guns is jy gered. Nie omdat jy so oulik was of goed was nie, of geperform het nie, jy kan nie genoeg perform of oulik genoeg wees nie. Amen? Dis guns. En saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus. Hoekom? Sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon of bewys die uitnemende rykdom van sy guns en goedheid oor jou in Christus Jesus. Hy gee vir jou 'n posisie, sodat hy sy goedheid kan wys aan jou. Jy sien, as jy nie 'n posisie inneem nie, dan kan hy nie. Jy maak dit onmoontlik vir die Here om sy goedheid te wys vir jou. Dis ook om jy so suffer, jy rol rond in die modder, jy sien. Maar klim ek jy uit die modder uit, en in die binnekant, gaan sit in hemelse plekke saam met hom waar hy jou gesit het. En ontdek dit, en kry gesag, en kry openbaring, en nou kan die Here sy goedheid wat hy wil wys vir jou. Hy wil. Die Here wil jou laat stom staan met sy goedheid in jou lewe. Hy wil. Maar moenie die vyand toelaat om op 'n dag tot dag basis in die klein dingetjies van die lewe van jou te steel nie. Oefen hierdie goed. Wees, wat is skillful, nou weet, wat het vaardig. Wees vaardig in die woord. Oefen jouself om vaardigheid te kry in die woord van God, sodat jy die vyand kan verslaan in jou eie lewe. En as jy hom in jou eie lewe verslaan, dan gaan jy hom verslaan in die lewe van elke mens rondom jou. Jy gaan 'n ligbaken word, waar mense heen kan gaan, dat hulle ook in oorwinning kan lewe. Amen? Dis die Here se wil vir jou. Maak nie saak waar jy is, of wie jy is nie. Elkeen van ons het 'n invloed rondom ons. Jy het mense wat na jou kyk. Jy het mense wat saam met jou werk, wat vir jou werk, onder wie jy werk. En jy kan daai ligbaken word, as jy absoluut nie toelaat dat die vrede gesteel word nie. So die oomblik as jy voel jou vrede word gesteel, laat daar 'n rooi vlaggie opgaan en sê, Jy sien, die duiwel gaan spesifiek jou vrede wil steel, wanneer jy op die punt van 'n deurbraak staan. Jy staan op die punt van 'n deurbraak, jy staan op die punt van promosie. Die Here het 'n volgende vlak vir jou. Hy het 'n volgende vlak van gesondheid, hy het 'n volgende vlak van geluk in jou huwelik, hy het 'n volgende vlak van finansies, wat jy nog nooit van tevore beleef het nie. En op daai punt gaan die vyand, laat ek dit net vir julle lees hierso, 1 Korintiërs 16 vers 9. 1 Korintiërs, moenie worry nie, ek het nog tyd. 1 Korintiërs 16 vers 9. Want 'n groot en kragtige deur het vir my oopgegaan en daar is baie teestanders. Okay? So daai deure gaan oop in ons lewe. Maar oomblik as daar 'n groot deur oopgaan, dan gaan daar teestander, en die teestand gaan hoofsaaklik kom hier. Die vyand gaan jou hier aanval, hy ken jou, en hy gaan jou toets, en jy moet hom sy chunk aftrap, dat jy moet hierdie deur gaan, terwille van ons almal. Ons almal het nodig, dat jy deur die deur gaan. Amen? Na die volgende vlak toe in die Here. Sê saam met my, die hele gemeente het nodig, dat ek deur die deur gaan. Amen. Ons almal het dit nodig. So gaan deur. Moenie dat hy jou terughou nie. Breek deur. Van die woord, sit dit eerste. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir die liefde, vir die goedheid, vir die kosbare woord.
Ons ontvang dit. Ons verklaar, ons is doeners van u woord. Nie net hoorders wat ons self bedrieg nie. Ons weier onvrede. Ons weier vrees. Ons weier angstigheid in ons lewe. Ons vat hierdie vrede wat Jesus vir ons nagelaat het. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons vat dit en ons beoefen dit en ons gebruik dit elke dag van ons lewe. In Jesus naam. Amen. Right, ons gaan nou ons nagmaal